Baie welkom by Melk in jou teetyd en ons het julle so half in die lig gelaat laas week met 'n baie interessante vraag en ek weet nie of julle my grappie kon onthou nie. So ek gaan nie weer 'n grappie vertel, maar ek wil ietsie vir julle van my pa vertel en dit sal ek altyd onthou is hoe hy my ma, ek mag dit nou maar vertel, want sy sal nou nie lelik wees met my nie, maar sy was baie kwaai en sy was baie lelik baie keer met my pa. En iets wat ek altyd sal onthou, of sy nou lelik was met hom of hulle baklei het, maar as hy in die kar klim, dan het hy al gefrenchkies. En dan het ek gedink, dis so gross. Dis so gross. En toe ek in my eie huwelik kom en as my man ry sonder my te groet, dan het ek nog gesê dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. So ek hoop julle gaan begin leer frenchkies, al is jy 15 jaar of 100 jaar getroud. Moet dit net nie vir my op 'n video stuur nie asseblief. Maar Mariska, ons gesels verder met Jan Curtin. Ons het so gespot oor jou van. My Fransheid. Ja, Frans. Maar in ieder geval, jy het gevra, want ons het gesels oor jou huwelik wat op 'n 7-jarige ouderdom gekom het en toe is jy nou klaar. Ja. En toe vra jy maar toe vertel jy nou eintlik hoekom en waarom en was nie lekker nie, maar toe vra jy die vraag, hoe het hulle dit reggestel? Ja. Want dit is nou 23 jaar later en going strong. Verseker. Okay, nee. Ek kan nie wag dat my kinders die huis verlaat nou heeltemal offisieel nie, want dat ek alweer vir myself heeltemal. Okay, nee, too much info in my geval. Ja. Ja, want dit is en soos wat ek nou geluister het hoe jy laas gepraat het van hoe belangrik dit is om vriende te bly. Hoe het julle weer by daai punt gekom om weer vir mekaar te hou? Ja. Want die ding is, jy bly lief vir mekaar, jy bly, ek weet nie van jou nie, maar partykeer kom 'n mens op 'n punt wat jy bly lief vir jou man, maar jy hou nie meer van hom nie. En dan werk jy... Ek sê, jy wil oor haar ja, dit was my so snaaks. Ja, wat 'n mens dan op 'n punt kom wat jy ja, weer van mekaar hou, wat jy weet die goeie in mekaar sien. Yes, ja. Vir my, en wat ek geniet van hierdie segment is, ek kan al die krediet vir my vrou gee. Absoluut. Wat is haar naam? Daleen Curtin, die liefde vir my lewe. Oh, ek love my vrou. Daleen, uitplanne. So, altyd. Maar sy, na die gesprek wat ons geëindig het, is ek het gegaan na 'n mentor van my toe, 'n persoon wat ongelooflik essensieel, na Jesus was daai stem vir my die belangrikste stem, en ek sê, ek wil my vrou skei, ek is emosioneel op die laagste punt van my lewe, en hy sê, dis reg, ek sal jou ondersteun. En as dit die laaste insaag was in daai gesprek, dan was ek vandag geskei. En daarom het ek ongelooflike simpatie en empatie met mense wat op daai plekke is, wat by egskeidings uitkom, wat by hierdie oomblikke, want die defining moments bepaal of jy die sneller trek en of jy dit nie doen nie. En ek was verseker 'n kandidaat gewees. So sy vrou in my storie, het sy vrou, daai mentor van my se vrou, toe gaan sy en sy sê, wag, kom ons hoor net eers wat sê die Here. Nou, dis kind of voor die hand liggend. Jy weet, ek's 'n predikant, ek het al die Bybelversies, ek het al die counselling gedoen met huwelike, so ek het die versies. Maar as jy in jou eie maalkolk is, dan maak dit nie sin meer nie. Dan soek jy die verbuiging van jou eie versies om 'n loophole te kry om te sê ek kan aangaan. Om dit te regverdig. Ja, en quite frankly, jy hoef nie eers nie. Jy wil net uit. So as dit dan verg dat jy moet die ergste weergawe van jouself wees en jy glo dat God jou kan vergewe en dis jou enigste manier, dan is dit ook okay. As mense se opinies gaan sleg wees, dis ook okay. En dis die uitdaging van daai donker kolk, want as dit alles wat jy het en niemand skyn 'n lig daarin nie, wat dan? So fast forward aan my vrou toe, my vrou ewig die pragmaat, sy gaan en sy kry toe een van ons ander kollegas, nou oom Frans op daai stadium is 'n non-charismatiese, hy's die ou wat as hy op 'n preekstoel staan, wat ek nou dink, jy weet, hy lyk spunk. En op daai stadium het ek geen verskriklike charismatiese waarde aan hom nie, hierdie ander ouens beïndruk my, maar hy is nie een van ouens nie. Maar in daai geval van ons, is hy en sy vrou deur die Here gestuur om essensieel te wees tot die volgende gesprek. So, ons kom toe na hulle toe, ek word toe geboelie in hierdie vergadering in, deur my vrou en hom, wat ek is in dieselfde gemeente, so hoe kan ek nou sê, ek kan nie gaan nie. So nou sit ek daar, en die heel eerste afspraak, sit ek met my arms gevou, ek kyk na die dak, ek wil nie, ek het nie 'n woord gesê nie.
En ek sal nooit vergeet wat sy woorde was. Sy woorde aan my was, hy sê, ek's besorgd oor jou, want jy het jou fight verloor. En as ons nie meer beklei nie, is daar niks meer om oor te beklei nie. So die stap na beklei, mense fokus baie op, ons beklei en ons skree en ons skel op mekaar. Dis nie die laaste stap nie. Dis 'n stap voor dit. Maar ek was op daai plek waar my hart so dood is, waar my emosies so dood is. So al die intieme goed wat 'n ou saam met 'n huwelik wil assosieer, was uit my hart uitgesqueeze en ek wil niks meer nie. Ek wil nie aan jou raak nie. Ek wil jou nie druk nie. Ek wil jou nie soen nie. Ek wil nie met jou gesels nie. Gaan aan met jou lewe. Ek sal aangaan met myne. Ons kan uitfigure hoe gaan ons die kinders manage. Wat vir my ongelooflik moeilik was op daai stadium was, is ek het nie geweet hoe gaan ek vir my 5-jarige dogter sê, pappa en mamma is nie meer by mekaar nie. Dit was vir my die laaste druppel water in hierdie emmer. En dank die Here vir dit, want dit het my 'n oomblik gegee om te pause. Ja, dit is daai fyn draadjie wat die goed nog aan mekaar kon hou. En terwyl ek daar so sit en ons in hierdie is, en ek kan onthou die eerste afspraak was vir my 'n baie onaangename ervaring. Ek het die inligting, ek het mense al gecounsel, wat gaan jy vir my sê? So dis waar ek getrek het. En my vrou, die een wat weet ons is in die moeilikheid, weet, sy het nie die antwoord vir my, al het sy dit, ek wil dit nie hoor nie. Maar ons moet eenvoudige antwoorde wat ons het, weer hoor. By eenvoudige mense wat nie glamorous is nie, maar ek is veilig by hulle. Ek sal nooit hoor van my storie op 'n kansel by hulle nie. Ek gaan nooit in die publiek loop en hoor van my storie van hulle af nie. Ek het onthou inteendeel by ons gemeente was van die ander mense het gevra, hoe gaan dit met ons? Want hulle het toe nou gehoor, ons is daar by hulle, weet uit die aard van die saak is dan klein dorpies met soveel inligting. En hy het altyd, oom Frans het maar altyd gesê, gaan great met hulle. Nee, ons is net besig om te praat oor die huwelik se goed en kampe wat ons wil vorentoe hou en alles. En tot vandag toe is die veiligste plek op aarde vir my is hulle. Dis wonderlik. So En dit skaars is 100 tande. en dis jammer. En daarom sal ek vir mense wat gaan raad soek, regtig aanbeveel en sê, wees dan die eerste gesprek om te sê, asseblief, is totaal konfidensieel. Want dis asof 'n mens dit weer moet sê in vandag se lewe. Weet, dit word nie 'n preekgesprek nie, dit word nie 'n aanhaling op Facebook nie. Ek het vandag mense gehelp. Maar daar's van my vriende wat weet ek het na jou toe gery. Ja. Hulle sit 2 en 2 by mekaar. Eerste afspraak, tweede afspraak, ons was so vir 5 afsprake. By die tweede afspraak het ons weer ons fight ontdek. En dit was so erg dat ons voor hulle, nou vandag skaam ek my oë uit my kop uit, dat ek en my vrou soos die slegste weergawe van mense op straat wat beklei voor hulle aangegaan het. Dat oom Frans is 'n groot seun, hy's duidelik. En ek kan onthou dat hy opgespring het na ons en gesê het, stop dit! Weet dit is so 2 boereboele wat beklei, jy moet hulle eers uit hulle wêreldjie uitkry. Maar toe ons fight terug is, toe het ons weer iets om oor te fight. En hulle het vir ons min inligting gegee. Ek het onthou een van hulle raad was, hulle sê, as julle wil gaan beklei by McDonald's, want daar sê julle gedra. En dan kyk of ek sê, julle ken ons blykbaar nie. maar wat vir my mooi was, is hulle het ons fight terug, is die eerste stukkie hout weer terug op die rivier. Eerste blaas van die rivier weer. Hulle het ons weer laat onthou, hoekom het ons ja gesê vir mekaar. En wanneer jy op hierdie emosionele laagte is, vergeet jy dit. Simon Sinek het 'n boek wat hy skryf en dan die boek se titel is A Start with the Why. En huwelike vergeet die why. Hoekom het ek haar getrou? Wat was dit vir my wat so exceptional was dat ek sê ek gaan vir jou my ring gee en die res van my lewe vir jou beloof? Wat was dit aan haar wat ek gesê het ek glo God het vir my 'n vrou gegee? En in hierdie bekleierery, in hierdie stormloop van emosies en uitdagings en finansies en kinders en siektes en uitdagings, vergeet ons die why. En dan word ons net vennote in die maatskappy van 'n huwelik. Ja, dit word 'n besigheidstransaksie. En dan kyk ons na die kontrak en ons sê wel, jy underperform op die kontrak, ek stel nie meer belang nie. Maar ek het vergeet dat hierdie is nie 'n kontraksvernoot nie, hierdie is my hartsvernoot. En daar's niks op die aarde wat soos die is nie. So hulle het daai vir ons begin terugsit op praktiese maniere. Dis hoekom ek vir mense sê, is daag net op. Die helfte van jou wonderwerk is daag op vir die gesprek. Ons het 5 sessies gehad, wat tande trek was vir my, wat uitmergelend. 5? Net 5. Ek sal nooit vergeet, dit was,
'n jaar later, Maakte getal. Ja. 'n jaar later, die 28ste Januarie, sit ek op my bed. Ek sal nooit vergeet hierdie wit duvet, wit gordyne, Saterdagoggend sonlig wat inskyn en ek huil. En my vrou is en nou en ek kyk ons ek sê vir haar, ek kan nie glo ek wou quote op ons nie. En ek draai na haar en ek sê vir haar, dankie dat jy nie gequote het nie. En is moeilik want vir ons om te bly voortgaan, moes sy fight. Moes sy 'n manier kry om my te kry by 'n plek sodat ek 'n gesprek kan hê wat ek ken, sodat ek aan dit vasgryp en sê ek aanvaar hierdie lewensreddingsmiddel. Vandag sien ek ongelooflik baie ouens uit die bediening wat nie weet hoe om te vat aan dit nie. En ons het ons eie verskonings begin kry. Wel, ander ouens sê, hoe sê die ouens sê, ek dink die Here het vir my sê, wow, moenie soontoe gaan nie. Ek sê want by jou troudag het jy verklaar dat die Here hierdie vrou vir jou gegee het. Ek sê ons as mense is feilbaar, ons mag ander besluite maak. Ons kan deur moments gaan, maar ons moet nie die Here intrek nie, want sy intensie is duidelik. Hy wil julle twee help. Hy wil saam met julle veg. En as dit op 'n einde loop, dan wil hy verder saam met jou veg, maar hierdie ene kan ek nie op die Here plaas nie. Ek moet dit op my plaas. Ek moet aanvaar en ons samelewing aanvaar nie meer dat dit ons is nie. Dis die Here, dis my skoonfamilie, dit is die finansies, dis die kinders. Maar wanneer is dit ons? Ja, wanneer werk ons bietjie aan ons eie self en ons eie ek en ons sort ons eie nonsens uit? Wat daai balletjies. Ja. Wat in daai bekers was wat jy laas keer van vertel het, die blou en die pink balletjies. Wanneer sort ons daai balletjies uit dat hulle sagte balletjies word in steede van hierdie want dit is baie maklik om die fout te gaan soek by jou man of by jou vrou. Ja. Want dis hulle skuld, maar dit is nie, dit is baie keer ek het agtergekom, ek het gedink in ons huwelik, as ek dit nou kan sê, my man is 'n dromer. So hy is op 'n wolkie wat geen mens weet waar die wolk is nie. En ek is hierdie beplanner en ek is gefokus en alles is met weet. Ja. Maar ek het dit verstaan dat hy so is en dis okay en dit is vir my alright, maar ek het nie besef dat in my sonder dat ek dit gesê het, my hele manier van hoe ek dinge doen het hom onwaardig laat voel. Ja. Al het ek het niks gesê nie en want ek het juis gegaan en gesê, hallo liefie, jy's so pragtig en oulik. Ek het al daai goed gedoen, but the way my mannerism het hy opgetel. Ek is eintlik Dis condescending. ja, is condescending, maar ek het dit nie bedoel nie, maar ek het dit nie besef nie. En toe ek dit besef het, ek moet eintlik nog aan jammer sê. 'n Fenominale praktiese boek met daai was The 5 Love Languages. En ek love die beskrywing, jy weet, waar hy sê, so ek praat Frans, my vrou praat Engels, en ek's die hele tyd besig om met haar Frans te praat. En ek sê al die mooiste woorde vir haar in Frans, maar sy verstaan dit nie. Ja. Sy sê in Engels vir my al die mooiste woorde, maar ek verstaan nie wat sy sê nie. En een van die goed wat ons in ons huwelik begin adresseer het, en ek kan onthou 'n goeie vriendin van ons, is 'n sielkundige, sê sy, wanneer laas het jy gesê hoe jy voel? Sodat die ander persoon dit moet hoor. En ek kan onthou, dit was vir my so 'n weird woord, want hoe stop ek met my vrou, en ek sê vir haar, Skatlam, hierdie woorde wat jy nou gebruik het, laat my die volgende emosies beleef. So ek sê om jou te kritiseer nie, ek sê nie om jou sleg te sê nie, ek sê nie hier om, maar ek is hier om vir jou te sê hoe ek voel. Want ek moet vir my vrou tools gee, sodat sy kan sê, okay, ek het dit nie geweet nie. En vice versa. Ou staan so 'n paar maande terug in my huis en hy sê, my vrou is kwaad vir my. En ek sê, okay, so wat het jy nie gedoen nie? Hy sê, hoekom moet dit ek wees? Ek sê, want jy's by my. Ek sê, of wat het jy gedoen? Ja. Want onthou, een ou het goed gedoen wat sy vrou afhanteer, 'n ander ou het nie iets en hy sê toe, ek het hierdie skorrelgoed gewas hê. En hy kyk ons so, ek sê vir hom, alright, is 20 minute se skorrelgoed was of 2 weke se bekleierery vir jou 'n beter opsie? Watter ene? En hy kyk vir hy sê, is daar 'n derde opsie? Ek sê vir hom, nee. En partykeer vergeet ons dat dit eintlik baie eenvoudig. Dis nie 'n moeilike ding nie. My vrou is hang vir my, weet dis was daai huwelik dit. Maar nou vra ek ouens, sê ek outright. So kom ek gaan haal die boormasjien uit, ek sit 'n boorpunt aan, ek gaan haal die wool plugs en ek moet vir haar gate boor. So kom ons sê daai hele oefening vat 'n uur. Dan wat? Dan is dit nou gehang. Ja. Dis nie asof sy my môre gaan sê ek kan as hierdie weer doen nie. Daai spasie is besig gevul met goed. En is asof ons nie daai goed snap nie. Weet, nee, ek sal dit later doen. Nee, ek sal dit later doen. En dan word daai die goed. Dis hoekom die Bybel sê dis die klein jakkalsies wat die wingerd verniel.
Dis die goedjies wat nie afgehandel word nie. So verlede jaar, as ek by die begin van die jaar, ervaar ek hoe die Heilige Gees vir my sê vir jou vrou ja, soos wat jy vir my ja sê. En ek sal nooit hierdie oomblik vergeet van, onthou die Bybel sê dat jou ja wees en jou nee. Enige iets meer, nou hoor mooi, enige iets meer is van die bose af. So, daar is 'n finaliteit aan, sê vir jou vrou ja. So as jy jou vra, hang vir my 'n ding op, as jy dit nie nou kan doen, nie, gee vir haar konkrete tyd om te sê, okay, môreoggend 9:00 haal ek die boormasjien uit en ek sal dit vir jou ophang. Maar dan met jou woord hou. Ja. En vice versa. Hiersoos hierdie mans wat, ek soek intimiteit van my vrou af, en ek soek hierdie, wel dis haar verantwoordelikheid teenoor God en teenoor jou, om haar ja te gee. Ek kan nie daar so inmeng nie, dis vir hulle. Maar ek het agtergekom, die oomblik toe ek vir my vrou 'n ongelooflike doelgerigte ja gee, toe het ek alles wat ek voorgehoop het. Toe het ek die vrou wat wil hoor hoe gaan dit met my dag. Toe het ek die vrou wat vir my sê, hoor jy's te besig, kan jy asseblief tyd afvat en gaan golf speel? Want mans, ek kan nie genoeg golf speel nie. My vrou raas met my, want ek speel nie genoeg golf nie, want ek is te besig. As sy sê, gaan speel golf. My vrou, okay, kom ons gaan nie soen toe nie, dit was ook nou nie heeltemal te intiem nie, maar die huwelik wat ek gedroom het oor, het ek nou aan hierdie kant van my ja. En as ons daai ding het, so wat was die boublokkies? Wel, 'n vrou wat nie ophou beklei het nie, 'n mentorspaar wat daar was vir ons, op my slegste oproepe, ek kan onthou, hy het 'n blok van ons afgebly, en ek dank die Here vir daai voorreg. Ek kon letterlik vir hom bel en sê, oom Frans, is jy by die huis? En dan sê ek is, en dan gaan ek soontoe, en dan pak ek al die vuil wasgoed uit, maar ek weet ek's veilig by hom. Hy gaan nie my kant vat nie, en hy gaan nie my vrou se kant vat nie. Hy gaan ons kant vat, want hy veg vir ons. Na daai seisoen was dit toepassing. Dit was eenvoudige goed. Daag op vir die koffieafspraak. Hey liefie, wat maak jy? Ons gaan drink koffie. Jy het koffie by jou huis, maar daar's iets aan 'n restaurant, daar's iets aan 'n koffieshop. Maar was dit harde werk? Nee. Ek dink as ons dit aan die werkskategorie wil sit, dan wil ek vir jou sê dit was sinvolle werk. Niks in die lewe wat iets beteken, gaan nie werk vat nie. So ons kan of sit dit aan die werk is gelyk aan moeite. En op daai antwoord sal ek ja sê, maar as dit die doel van die moeite is wat ons dan bereik, ek het 'n huwelik wat werk, dan hoekom nie? Ek bedoel, daar's niks in die lewe op hierdie aarde, naas my verhouding met die Here, is daar geen verhouding wat meer belangrik is, meer sinvol, meer vir my siel doen, meer vir my toekoms doen as hierdie verhouding nie. Dan sal dit mos sê, dan moeite is dan nie die gesprek nie, dan is dit, hoekom sal ek dit consider as moeite? Maar wat sal jy vandag, as ouetjies wil saam intrek? Is dit... Voordat hulle getroud is? Ja. Glad nie. En die rede hoekom ek dit so sê is, ek het enige ou gehad, nou bel hy my en hy het, en ek wil dit nie net kras laat klink en sê, jy mag nie, want dan die ouens se streek aan hulle en sê, okay, ek sal vir jou wys. Die statistiek is net eenvoudig, dit werk nie. Want as ek in 'n ding ingaan sonder enige commitment, en ek kan al die voordeel vir hierdie ding kry, hoekom sal ek die commitment wil eer? Want ek het klaar die voordeel vir dit. So ou bel my enige, nou, as ouens begin met pastoor, dan weet ek dit is 'n indrukwekkende gesprek. So hy sê vir my, pastoor, ek het 'n vraag vir jou. Ek sê vir hom, ja, sou Sondagmiddag na die bediening, en ek is nou moeg, ek wil nou net gaan rus. En hy sê vir my, ek wil jou iets vra. Hy sê, wat is dit? Hy sê, ek bly saam met 'n girl, maar ek wil die wil van die Here doen. En dit was vir my 'n baie spesifieke beskrywing. Onthou, as iemand wil saam bly, fine. Ek kan nie vir jou sê jy mag nie. Maar as jou beskrywing is, ek wil die wil van die Here hê. Ek wil die voordeel van God se intensie hê met hierdie ding. Dan het dit 'n ander roete. As ek Kaap toe ry, klim op die N1. Die N3 gaan jy nie soontoe vat nie. Ja. En ons sit toe en hy sê, wat moet hy doen? Ek sê toe vir hom, is jy ernstig oor jy wil die wil van die Here hê? En hy sê, ja, ek is. Ek sê toe vir hom, wil die Here hê julle moet saam bly? En hy sê, nee. En ek sê toe vir hom, is jy seker? Hy sê, ja, ek is. Ek sê, okay, so jy het jou antwoord. Ek sê, slaap julle saam? Want dit is soms daar 'n funny ding. As hulle maar net saam slaap, dan is die saam wakker bly wat die issue is. Ja. En ek sê te vir hom, slaap julle saam, wat nou it goes without saying moment is, maar ek wil hom bring na sy antwoord toe. Ja. En hy giggel so en hy sê, ja, ek sê, okay, is dit die wil van die Here?
En hy stop en hy sê nee. Ek sê vir hom, alright, so ek gaan nou die foon neersit, jy weet wat die wil van die Here is, besluit jy of jy dit wil doen. Onthou, Jesus nou en dan sê, if any man wills to come after me, let him deny himself. En ons vergeet daai deel van, ek moet myself deny in hierdie proses, om God se hart te kry, om hierdie vervulling van hierdie huwelik te kry. Ek kan nie in my huwelik ingaan, and it's all about me nie. Weet die liedjie sê, it's all about you, it's nie all about me nie. So, en ek kan onthou, 2 maande later, kry ek hierdie ou by 'n konferensie, ek het hom nie geken nie, en hy loop toe na my toe, en hy sê, kan jy die gesprek onthou? Ek sê, ja, kan, vertel my. Hy sê, ek het uitgetrek, en dit en dit en dit en dit in my lewe. En hy het toe die besluite gemaak saam. En hy kyk ons, ek sê vir hom, ek sê jou soen en druk. Hy sê, en nou, ek sê, want so min mense is eerlik oor die vraag. Onthou, eintlik vra ons 'n vraag, want ons wil eintlik ons eie ding doen. Maar as ons opreg is oor, wel, wat sê die woord oor my huwelik? Wat sê die woord oor verhoudings? Wat sê die woord oor hoe ek myself moet gedra as ek jonk is? Wat se besluite moet ek maak? Wat is wysheid? Wat is nie wysheid nie? En ek is jammer, die data op internasionale vlak is uit, dat saam bly is nie 'n langtermyn opsie nie. Dit is nie. Daai verhoudings se translation na huwelik toe is minimaal. So die data is uit. Baie dankie Jan dat jy kom kuier het. En ons tyd is alweer daarmee heen. So ons wil net dankie sê dat jy soveel wysheid met ons kom deel het en regtig vir ons 'n lig, 'n ander bietjie dimensie kom bring het op hierdie situasie. En ek bid die Here se seën op jou af en op julle huwelik en al die dinge wat jy aanpak, jou kampe, bediening by skole, julle kan hom gerus kontak. So dankie en mag dit goed gaan met julle en volgende keer gesels ons dalk met Daleen dan hoor ons 'n bietjie ander inside info. Asseblief. Hy is eers bang nie. Nee, glad nie. Nee, glad. So tot die volgende keer. Totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.